You pulled me from the clay. You set me on a rock. Call me by your name and make my heart whole again. We call on the name of Yahweh this morning, Father. Your name is great to be praised. Yahweh, Yahweh. Father, thank you that we know that you are present. Here, dankie dat ons hier vanoggend, Here, jy op en af te hoef te spring en te kere te gaan en Here, allerhande rituals hoef te doen nie. But Father, we know that you are here. Here, ek voel het so sterk vanoggend in my gees in, that you just want to pour out your love this morning, Father. Here, jy wil net die liefde kom wys vandag vir elkeen wat hier is. Dit gaan nie oor 'n band nie. Dit gaan nie oor die prediker nie. Here, al daai dinge kan stil wees. We just come and sit at the feet of the one who loves us. Here, glo ons regtig waar U het ons so lief. Verstaan ons regtig waar daai liefde van 'n Vader. Here, want daai liefde wil ons so vinnig meet aan ons aardse Vader se liefde, of hoe ons lief het, Here. Maar Vader, dis nie hoe U lief het nie. Your love, Father, is so deep and so wide. Here, ek bid vir elkeen vanoggend wat hier sit. Elkeen wat hier is vandag, Here. Father, that they will just come and soak in your love. Here, want U liefde breek alles. Just a second in your presence, Father. Net 1 sekonde in U teenwoordigheid, my God. Kind van God, daar waar jy nou sit, jy kan maar sit. Ek voel net, ek sit net so 'n minuut. En maak ek jou oor toe, want die Here wil met jou praat vanoggend. En as jy dink jy kan nie die Here se stem hoor nie, dan is dit alleen. Maar die Here sê in sy woord, en my skape hoor my stem. Daar's 'n liefdesbriefie wat ek regtig wil voel. God wil op jou hart kom skryf vanoggend. Hy is spesiaal vir jou. So kom ons sit net so vir 'n minuut stil en luister net wat die Here vir jou wil kom sê.
enigste seun vir jou gestuur het nie. Sê ek in my woord, dat elke haar van jou kop afval, weet ek van nie. Voor jy nog in jou ma se moederskoot gemaak is, het ek jou by jou naam geroep. Ek het jou gevorm. Jy is myne. Jy sien die wêreld se nie. Ek het duur betaal vir jou. My seun se bloed het vir jou gevloei. Ek vra jou vandag, my kind, hou jou oë op my, moenie rondkyk nie. Hou net jou oë op my. Weet dat ek jou lief het. Kom verby daai deel van waar jou brein wil werk en sê nee, maar dit kan toch nie wees nie. Want ek gaan deur al hierdie dinge. My kind, wil weer vir jou kom sê volgend. My liefde is groter as wat jy op die oomblik kan dink, kan beleef, kan verstaan en van jy deurgaan. Besluit asseblief. Here, ons kom volgende na U toe, want U is ons Vader en ons kom nie net na U toe vir wat ons kan kry nie, maar ons kom na U toe vir wie U is. En vanoggend, eintlik al van gistermiddag af, is al baie mense wat my gebel het en ge-WhatsApp het om verskoning te maak om nie volgende by die huis van julle te wees nie. En Here, daar is mense wat siek is, daar is mense wat regtig siek is, en ek dink ook so volgend aan Gryden, waar en sy vrou in die hospitaal is ook nou. Here, asseblief ons gebid vir 'n aanraking. Ons bid ook vir William, Here, wat gister 2 beroertes gehad het, wat 2 bloedklonte verwyder is, die theater gister. Here, U ken elkeen se krankheid, elkeen se siekte. Maar ons staan volgend op die woord, we stand on your word this morning.
Satan, ek bring die woord van God teen jou, wat probeer keelsteen en destrooi, Johannes 10:10. Maar Jesus se woord is, julle sal lewe hê en lewe in oorvloed. So we declare today in Isaiah 53, Father God, that your word says that the chastisement of our peace was upon Jesus. And your word declares that they are healed. Ons is genees in die naam van Jesus. Vader, ons ook volgende bid, en ek is so dankbaar vir die saambid voor die tyd, waar dit net op ons harte gedruk is, ek dink het was Dion wat gesê het, dat so baie keer word ons wakker in die oggend, dat ek 'n seer keel of my neus loop, en dan onmiddellik sê ek het griep, of ek is siek. Father, we repent from our wicked ways today, because that's the flesh speaking, and that's our emotions speaking. Ons moet intap in die gees, my boetie en sissie. So ons kom vanoggend, ons sê, ons is nie siek nie. Ek is 'n work in progress, van waar die Satan ten slegte bedoel het, sal God dit in goede wil draai. So ons verklaar vandag die bloed van Jesus, die naam van Jesus vir elke gelowige. Ons bid ook so oor mense wat nie eens ken nie, that they will have an encounter with the only true living God, and his name is Jesus. Word verheerlik in alles wat hier geskied is, my gebed vanoggend in Jesus naam, en ons almal stem saam en sê amen. Amen. Right. Is julle mense alright? Ja. Okay, ek kan sien die mense is baie hartseer om die leus verloor het. Moenie worry nie, ek het gereël dat die Stormers die bulle wen. Is dit alright met julle? Sê daar iemand wat deurgaan. Maar nee, baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Ek sien gisteraand seker een van die grootste finals in sokker, die UEFA Champions League finals, sien ek gister ook hoe Arsenal, hulle het amper dit deurgetrek en op die einde, toe hulle in PSG nou op die einde 1-1 en toe kom het by 'n penalty shootout. My hart het so gebreek vir 'n arme Brazilian wat gemis het, hy skop toe reg oor die goal en daar wen PSG nou die tweede keer in 'n ry, as ek reg Janko, vir die UEFA Champions League. My hart het so gebreek vir 'n Braziliaan wat die goal gemis het. En jy weet jy wat is amazing geweest, né? Dit was nie 5 sekondes of 10 sekondes nie. Toe kom een van sy landsgenote, Brazilian, kom aangehardloop na hom toe, gesprint na hom toe. En hy gryp hom. En hy hou hom vas en hy sê vir hom in sy oor, he encouraged him in that loss. En weet jy die kommentator, ek dink nie hy besef wat hy sê nie. Hy sê this is actually what sport is all about. What football is all about. There's a much bigger picture. En ek dink myself, Here, ek het nou net hierdie ou gepraat. Dat iemand dit kan hoor, dat Arsenal, Man United, wat ek nou groot supporter is, dat PSG, whoever it is, dit is nie Alpha en Omega nie, dit is nie die Bulle of die Stormers of die Leeuws of enigiemand wat die ding wen nie. It's Jesus that's the winner at the end of the day. En dat ons daar moet wees in mekaar. So ja, baie welkom vir die huis van die Here. Ek gaan nie baie lang besig wees, seker tot so 3 uur vanmiddag. So julle kan regtig rustig sit en stil raak en luister wat die Here vanoggend vir ons sê. Maar ja, ek sit so maandag se kant in my voorbereiding. Die Here is so stelselmatig met my besig met die boek van Handelinge, the Book of Acts. En ek kom nie verby, Christen is nou nie agter my nie, is iewers, maar ek kom nie verby Handelinge 1 en 2 nie, nou seker al vir 2 weke. Ek hak vas by Handelinge 1 en 2. Nou ek as ek oorgaan na 3 toe, dan soep by Heilige Gees, dan begin ek weer by Handelinge 1 en 2. En so sit ek maandagoggend en ek is besig om Handelinge 2 te lees, en Handelinge 2 vanaf vers 42 tot 47, en ek gaan dit nou vir julle lees. En terwyl ek dit lees, kom dit so my geesmense op, die vraag, ons is vervul met die Heilige Gees, ek glo regtig jy is vervul met die Heilige Gees. Maar wat nou? Wat nou? Is ons kinders van God, Christene, wat baie keer onwetend is ons so vasgevang in rituele van what's the next big thing coming up now? Baie mense se fokus kan nou skuif van Shavuot, Pentecost, na die volgende fees van Abba Vader toe. Dat dit nou 'n hoogtepunt is. En dis nie verkeerd nie, dis geensins verkeerd nie. But you can't celebrate Jesus only on feasts. You need to celebrate Jesus every single day. En dis waar ons baie keer vasgevang word in 'n greep van, jy weet, ek sien uit na daai ding. Jy weet, vat net gou as jou ouers vir jou gesê toe jy kinderen was, ons gaan Desember seën. Ja man, as dit jy sê, Januarie, Februarie, jy sien so uit
Dan hier by Julie se maand se kan ek nie wag vir Desember, jy het hierdie afwagting en verwagting. Dit is ongelukkig hoe dit werk in Christendom, dat baie kinders van die Here het net hierdie uitsien vir Sondag, of by die biduur, of by die selgroep, of by my Bybelskool wat ek bywoon, wat ook al dit mag wees, vir daai. Maar as Jesus nie in dit is nie, Jesus is nie net daar, he's every single moment. He's standing with open arms, en hy wil deur jou beweeg. So die vraag is, vervul met die Heilige Gees, so wat nou? En ek wil vir jou vra asseblief om jou swaard uit te haal, of op jou foon gou te kyk, want ek glo kinders van God vandag in die tyd wat ons lewe moet die Biblical app op sy foon hê, of haar foon hê. Wil ek jou moet saam lees in die boek van Handelinge 2. Handelinge 2 vers 42 tot 47. Ek gaan eers lees uit die New King James Version, maar nog net die 53 vertaling is. Handelinge 2 vers 42 tot 47. Lees eers in die New King James. Soos weet gaan die prentjie kom, Heilige Gees is uitgestort, in die boventrek, mense kom uit, 120 van hulle, en vol met die Heilige Gees, 4 tonge was op hulle gewees, en hulle is gecharged, en hulle loop nie rond nie, asseblief kyk gou vir my, en hulle ba 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 la 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 wa 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 nie, hulle doen nie dit nie, die een praat, dit ook al by Geneva de Dijon, en die ander sê, ja, die Here is goed, en die ander vraag, oh the Lord my God is so great, en die ander sê, ek weet nie wat sê, maar elkeen praat in 'n known tongue, elkeen het gepraat en gekyk, taal van die wêreld, het die mense gepraat op die stadium. Ok, so die ander taal wat ek nou van praat, is nie Bybels nie, dit is Bybels. Ons gaan 'n bietjie tyd spandeer in die area van taal en hoe dit werk. Maar the tongue that was spoken the day after on Pentecost was known languages. So die een het Xhosa, Sotho, Tswana, Pedi, English Afrikaans. Okay, maar almal het uit 'n known tongue gepraat. So nou sê die woord vir ons vanaf vers 42. And these people that were spirit-filled, hoor nou hierso, and they continued steadfastly. Die woordjie steadfast in Afrikaans beteken hulle het volhard. They steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship. So dit was nie net die doktrine van die evangelie van Jesus Christus nie. En ek wil hê jy moet dit hoor vandag. As jy besig is om enige ander evangelie te bedien, behalwe die evangelie van Jesus Christus, pas op. Pas op vir jou. Because the mandate wasn't go en word jy wees slim en ontdek jou eie Bybel of probeer jy nou herskryf nie. Dit is baie simpel. Go therefore and make disciples, baptizing. Dit is die boodskap van Jesus se kruisiging, sy opstanding, die heengaan na die hemel waar hy sê die belofte sal vir julle gestuur word en dan is die belofte uitgestort op ons en nou kan ons die koninkryk van God wat nie in die hemel net is nie, maar in ons is, gaan uitlewe elke dag. Dis die evangelie van Jesus Christus. So they came together steadfastly in volharding in the apostles' doctrine, dit wat die apostels gepreek het, but also very, very important, they had fellowship. Die Griekse woordjie vir fellowship is koinonia. Koinonia is 'n beautiful word, dit is 'n Griekse woord, dit is samekoms, dit is amper in die regte familie-eenheid wat hulle gehad het. And with the fellowship, they also steadfastly in breaking of the bread and in prayers. Wat beteken die breaking of bread? Dis die nagmaal. Hulle het nagmaal gebruik. Hoor hoe mooi is hierso. Then fear came upon every soul. Dis nie net hulle was bang geweest nie. Die vrees wat die woord hiervan praat is die vrees van die Here. Het op elke siel neergekom. And many wonders and signs were done through the apostles. En toe ek hierdie lees en ek sê vir my, weet jy, that's why there's not really ons sien nie signs and wonders and miracles nie. Weet jy hoekom? Because people are not fearing Abba Father. Dat die attitude van, jy weet, aan en af switch, dit met God in 'n verhouding is, dit werk nie so nie. Hy werk nie op jou emosies nie, hy werk nie so hoe jy voel nie, hy werk op jou gehoorsaamheid. En gehoorsaamheid is nie iets wat jy na streef nie, it's a surrendered life. En die surrendered life wat hy van praat, is 'n crucified life. Nie ek wat nou voel, ek wil met daai een praat nie, maar sy gees wat my lei en sê, humble yourselves under the mighty hand of God, en gaan dien daai persoon met liefde. Then the fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles.
Now all the believed were together. Is dit nie pragtig nie? Almal wat geglo het, saamgekom en het was saam gewees. And had all things in common. And sold their possessions and goods and divided them among all. As anyone had need. Hey, kom dan na my huis toe sê vir my, ek het my groot flat screen verkoop. Om iemand anders te tel. Ek gaan 'n paar verskonings hê. Ek gesê, ek wil sê, rugby klaar kyk. Ek wil eers loving en die bonnie klaar kyk. Dit is ons op, julle, is dit? Is dit nie? Okay, goed, skus. Maar ons het hierdie mindset van, jy's daai mense, hulle was saam gewees, het alles saam gedoen, maar daai is bietjie eina. Want wat gebeur as Abba Vader vandag na jou toe kom en vir jou sê, alles wat jy het, al die besittings, koop alles, volg my. Alles. Die een kom en sê, Here, maar kan ek nie gou my pa en my ma gaan groet en my family gaan groet? Kan ek sê, Jom, in my eie woorde skus, hey, jy is nie bevoegd vir die koninkryk van God nie. Jy is nie volwasse, jy moet sterf in jouself. As ek jou roep, is dit unconditional. And all things that they had in common, they sold their possessions and goods and divided them among all, as anyone had need. Hoor hoe mooi sê die, so continue daily with one accord, weer prachtig daai eenheid, in the temple, so by mekaar gekom in die tempel te gaan, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness, en hoor hierdie prachtige woord, simplicity. Simplicity of heart. Kom on, praising God, and having favor with all people. Een van die grootste, deel nou hier vanoggend, een van die James. Jy weet die woord van God sê, jy moet nie jou perels uitgooi vir die varke nie, né? Nou ek sê nie, hier is varkie nie. Maar daar's 'n varkgees. Daar's 'n vark spirit, ek het so genoem, 'n pig spirit, wat so in die liggaam van Jesus baie keer opstaan. Want jy sien, wat gebeur is, ek kom en ek deel 'n parel wat op my hart is, ek deel een gemstone, 'n very precious gemstone, I'm sharing with somebody, en iemand vat daai parel en hy gooi na in die duisternis of 'n vertrap. So ek wil vandag vir een van die parels wat my geskit het, in my jonge loop met Abba Vader, ek sal nooit vergeet die man met die naam van pastoor Lawrence Delport. Ons was seker so 8-9 jaar gewees by Wilfels Christian Center, ek en Janie. Dit was die eerste kerk waar ons betrokke was, nadat ons gered is. En pastoor Lawrence Delport het so by die deur gestaan terwyl die mense uitgeloop het. En eendag toe ek uitstap, toe kom hy na my toe, want ek was 'n selfgroepleier gewees, maar toe maak later van tyd toe word ek 'n zone supervisor, wat kyk oor 'n paar selfgroepe. En ek stap so verby en hy vat my aan, so hy sê, maar is wat heftige man. Hy het altyd 'n jacket gedra en mooi aangetrek, baie netjies, bietjie mooier haar as ek gehad. En hy staan so op die deur en gaan so by my, vat my aan, so hy sê, Monay, please come here, so quickly share something with you. Maar so rustig oor. Ek sê vir hom, yes, pastor. Hy sê, you know what, I'm just going to tell you something. And as you came on, soos jy aangestap kom, I just heard the Holy Spirit saying, tell my son the following words. And hy sê, tell Monay, you need to hear this, that he has God's favor upon his life. En ek toch, yes, dit klink mooi, maar ek verstaan nie wat dit beteken. Want ek het favor gekoppel aan hoe ek gedink het guns is. Maar guns vandag en guns daai dag vir my baie geskuif. Want my guns is nie vir wat ek kan kry nie. My guns vandag is wat ek vir die koninkryk van God en wat ek vir sy koninkryk kan doen. That's the ultimate. Dis al waar dit vir my gaan. As baie goed wat belangrik is, moet nie my verkeerd verstaan, ek sê nie, moet nie kos hê nie, moet nie kan ry nie, maar goed, daai goed is baie belangrik, dit is ons lewe op hierdie aarde. Maar my focus het gechange van wat ek dink guns is en wat hy sê guns is. Ek herhaal. So continuing daily one accord in temple and breaking of bread, house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all people. Hoor hoe mooi sê. And the Lord, not man, dit klink woes, nie kartaatjies by die robot uit te gee van ons kerk nie, kom na ons kerk te Sondag, en bemarking nie, but the Lord came, and he added to the church daily, those who were being saved. Hoe pragtig is dit in my pa se tong hierso, Afrikaans. En dit volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in gebede.
En vrees het op elke mens gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar. En hulle het alles gemeenskaplik besit. En hulle het hulle besittings en goedere verkoop en dit aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. En dag vir dag het hulle eendragtig, united, volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoud in hulle hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Terwyl ek daar lees, vat Heilige Gees my dadelik na daai stukkie toe van Safira hulle. Want daar staan dit, they were blessed. These people that had Holy Spirit upon their lives within them were blessed. Maar hier kom 'n man en 'n vrou. Safira hulle kom by die apostels. Weet jy wat eers doen? Die man was eerste. Hy kom ingestap. Hy sê, hey, ek wil net gou vir julle sê, Petrus, julle manne, ek het alles verkoop. En hier's my saak, hier's my 1.5 biljoen. Ek gee dit vir julle ouens, doen die koninkrykswerk. Maar daar was een probleempie gewees. He didn't lie unto Peter. Hy het nie gelieg vir Petrus nie, hy het nie gelieg vir die apostels nie, hy het gelieg vir God. Want Petrus hulle kon discern, maar God het dadelik sy hart gesien. En wat gebeur met hom? Hy val mos dood neer. Hulle vat hom by hand en voet en haal hom uit daai vertrek uit. En rukkie later kom sy vrou instap en sy vertel presies dieselfde ding. En Petrus sê dieselfde hande wat jou man nie uitgedraai het, sy jou nou uitdraai, soek en sy val mos dood neer. Weet jy hoe daardie my gerukkie tog tot besef? Hierdie het gebeur in die Nuwe Testament, na die uitstorting van die Heilige Gees. En ons dink baie keer, ja, Ou Testament, die wet, en dis so, in die aarde skeer op 3000 mense word ingesluk. Ons dink hoe wreed en hoe woes was dit gewees in die Ou Testament, waar God sê, gaan, wis daai hele volk uit, vrouens en kinders, wis alles uit. Ons dink daai was stap gewees, maar jy vergeet baie keer, luister mooi, dieselfde God, Abba Vader, sê, hy sal nooit verander nie, hy is gister, vandag en altyd dieselfde. Maar sien jy wat het Jesus vir ons kon doen? Jesus kom en hy sê, julle, ek gee my belofte vir julle, ek gee die belofte vir julle, dat julle nie hoef so skape rondharte wat nie herder het nie. So dis wat so belangrik is om te verstaan. Moenie die evangelie en die woord probeer verstaan sodat jy dit wil verstaan nie. Vra die Gees van die Here om dit vir jou te openbaar. Verlede Sondag het ons Pinkster gevier, die uitstorting van die Heilige Gees. En ons het gepraat in die laaste 2-3 weke oor die vuur, oor die krag, oor die vrymoedigheid wat die kinders van God gehad het nadat hulle gevul is met die Heilige Gees. En die bovertrek ervaring, ek weet nie van julle nie. Kan ek net vinnig kyk die opsteek van hande, hoeveel mense was laasweek Sondag hier gewees, Sondag aand. Man, hoe kan ons dit beskryf? Hoe kan ons dit beskryf wat Sondag aand hier gebeur het? Dit was so, it was done in so much simplicity. But the outpouring of the Holy Spirit, dit wat hier gebeur het in die Gees, was fenomenaal. Dit was nie woorde om te verduidelik. 'n sissie van ons, dit was jy gewees. Iemand het aan my in die tyd gekom, nee, was jy gewees, gekom na die tyd wat gesê, sy het gesien hoe daar 'n lig, is ek reg, geskyn van onderaf, boontoe of van bo af onder toe. Okay, wat dit was, daar's 'n spierwit lig, 'n ongelooflike helder lig, wat, ek kan nie onthou nie, van onderaf opgegaan het of van bo af afgekom het, in dit wat gebeur het die Sondag. Weet jy wat is die beste van alles? Daar was geen program gewees nie. Was geen program. Die enigste mense wat die program gehad het, was die worshipspan wat hier in die middel by mekaar gekom met 'n groot mat. En hulle het mekaar gesit en gekyk en almal het hier so ongestaan. Party mense het maar aangesig gelê sodat die Heilige Gees beweeg het. That's what it's about, seeking Him. So dit was 'n boventrek ervaring en ek ervaar Sondag aand. Maar nou is die vraag, wat gebeur nou na Pinkster? Want Handelinge 2 wys ons dat Pinkster nooit net 'n oomblik moes wees. Daai oomblik vir my en jou wat nou hier so leef, en van daai dag af moet 'n leefstyl wees. It needs to become a lifestyle that people can see, kan ervaar dat jy gevul is met die Heilige Gees. Die vroeë kerk het nie Heilige Gees ervaar nie, daai tydperk nie. Hulle het in Heilige Gees volhard. Hulle het volhard. Dis iets wat ons moet verstaan. As jy 'n man is,
Dis nie wat jy kan slaan nie, dis nie jou bankbalans nie, dis nie jou eiendom en jou properties nie. Dis nie die groot jou plusse is, wat jy dink dat jou 'n man maak nie. Jy moet volhard om 'n man van God te wees, dat as jy lynheid is om jou vrou te sê, ek is jammer. En ek sê dit vandag weer. Dis hartseer om te sien by mannekampe hoe manne breek, as jy praat oor die area van 'n man wat nog nooit vir sy vrou gesê het nie, jy's reg en ek is verkeerd, vergewe my. Sulke daai praktiese goedjies. Hoe gaan dit met jou journey as dit kom by volharding van God? Jy sien hulle in die woord volhardheid, hulle in die woord volhard, want Handelinge 2:24, Handelinge 2:42 sê, and they continued steadfast in the apostles' doctrine and in fellowship, in the breaking of bread and in praise. Hulle het volhard in die leer van die apostels. Die vuur van God moet altyd verbind wees met die waarheid van God. Daar's vure wat beweeg in Christendom, wat nie die heilige vuur van God is nie. Maar hoe kan jy so iets sê? But you see, profane fire before the Lord means it's unauthorized fire, it's unholy fire, and it's unacceptable worship and service that is offered to God in a way He did not command us to operate and to live. Dis maar hoe verstaan ek dit? Hoe weet ek dit? Hoe kom ek op daai plek? Wat moet ek doen? Moet ek 3 Bybelskole loop? Moet ek 7 jaar gaan studeer om 'n pastoor of 'n dominee te word by die wat is hy skool? Presies die kweekskool. Dankie Paul. Maar as ek by die kweekskool. By die kweekskool. Nee, daai goeders is alles gryp. Hy roep dit tot intimiteit. Daar was Cindy hulle sit. Bietjie minder as 2 weke terug. 3 weke terug het ek nog die voorreg gehad om daarna toe te loop. En het aan die John, Anna oor te kyk en te gaan sit by haar vriendin. En ek het nie geweet ek gaan afskeid neem my dag nie. I never knew it. 'n sussie van die huis, 'n dogter van Abba Vader het daar gesit. Sy het gesit waar man lief sit, sy het daar op jou stoel gesit, Cindy. En ek het daai stoel gevat en omgedraai en ek het met hulle gefellowship, seker vir 15 minute. Raai wat sê hy tannie, wat los hy my mee? Sy vat my hand, sy sê my môre my kind, above everything, God is still good. En sy glimlag so, en sy sê dit nie net emosioneel nie, sy sê dit uit haar hart en ek besef hierdie tannie is so vol van Heilige Gees. Want haar geesmens het gepraat, so wat woorde so mee. Vrydag die voorreg gehad, ek, my maat en die Liz, daai mense daar so, klomp ander mense by die huis, 'n memorial service wat aan die Jean gehad het. En weet jy waar het gegaan? Op die einde van die dag was 'n paar punte die Heilige Gees my gelyk, my 4 verse gegee, om te deel met die mense daar. Maar die eerste ding wat ek kon getuig is, I didn't know her as intimately as wat Cindy of my ma of die Liz hulle geken het nie, of Anna geken het nie. Maar ek kon weet, paar kere wat ek met daai tannie getyd spandeer het. Man, she was so full of the Holy Spirit. She knew the Holy Spirit. Sy was geleid deur die Heilige Gees. Cindy, ek wil amper 'n storie vertel van wat sy met haar man gedoen het. Moet hy? Okay. Die Here help my so. Tannie John was hierdie prayer warrior, iemand wat sy het soveel tyd saam met God alleen gespandeer. Soos wat sy tyd saam met hom gespandeer het hy haar hele lewe omgedop. En sy was getroud. En haar man is voor sy nou oorlede, haar man eers toe nou oorlede. En die oom was glo baie stout gewees. En niemand het beweeg en hy het baie dinge gedoen wat verkeerd is. En ek weet nie hoe lang voordat hy huis toe is hy toe gered nie. Maar hy is toe nou oorlede en hy word toe nou veras. Hulle stop toe nou in 'n klein boksie. En die boksie kom die dag by die huis aan. En sy sê toe nee, dis reg. En sy kry toe iemand, want sy wil nou 'n spesiale plek hê wat sy nou gaan berg.
Nou, ek bedoel, ek kom in baie huise, jy weet, baie keer as ek vir huise, mense gaan bid in 'n gesin, en sien ek, as jy instap in so 'n boksje, dan weet ek nou, hier's 'n datum, die begin datum en die einde datum. Dan weet ek, dis nou miskien iemand se as. En dis nou wat ek weet, mense as gewoonlik sit, iewers in 'n kamer. Wat dan is Jean het heeltemal 'n ander plan. Sy sê nee, kom, kry die ou, kom help my gou hierso. En sy vat hom te garage toe. En daar's 'n klomp raak en heel bo regs in die hoekie is daar opening. En sy aks op en sy sê, sit die ou, piep piep, daar bo in die hoek. En sy bær haar man toe nou daar bo. En sy sê vir al die jare sy halwe dag gegee, ons sit toe daar bo. Maar dit was net so, dit was net, gelukkig het Johnny my daar gehelp, maar Johnny sê, dit gaan so, hoe nou ek woord sê nie, Maar dit is 'n baie kragtige woord wat sy gebruik het. Dit kom in lyn met 'n weerligstraal. OK, sê ou weerligstraal op oor die hoek. So, maar wat ek net probeer sê is julle, as ek hoor die tyd wat die tannie spandeer het in die woord, maar die belangrikste vir my bo alles was al vrug wat sy gedra het. Die 2-3 kere wat ek al by die vrouoggende was by Molle, dan sit sy daar en sy seker die persoon wat die minste praat. En weet jy wat, sy is nooit vergeet die laaste keer dat ek daar by oggend al was. Ek kan haar drukkie gee en soen, wat was 'n kort soentjie, ja, nie sê dan soen nie. Ek kan ons 'n kort soentjie gee. Die vat sy my hande so en sy sê vir my, Molle, ek wil gou met jou hierdie deel. En sy sê vir my, dit en dit en dit, en dis soos 'n revelation dat sy met my deel. Ek sê, Tannie, dit is so powerful. Weet jy wat sê sy? Sy sê, maar skies, ek wil nie vir jou voorsê of dis hoe nederigheid Tannie is. Sy gee my die waarheid, maar dan sy so sensitief, want sy wil nie op jou tone trap of, jy weet, sy as ek reg julle, come on man, people, you know it, you know it, because she's still alive, amen? Sy lewe nog, sy is net by haar eerste liefde. So ja, die eerste punt wat ek wil maak is, en dit volhard in die leer van die apostels. Die vuur van God moet altyd verbind wees met die waarheid van God. En dis ook wat ek net hê, ons moet verstaan dat daar moet die vuur van die Heilige Gees moet daar wees, nie aan vuur nie. Want jy sien, profane fire can mean worship without obedience, ministry without reverence, doing holy things with an unholy heart, presumptions. Weet jy hoe baie keer het ek dit gedoen in my geestelike loop? Waar ek hierdie presumptions, ek gaan jou voorbeeld gee. God will accept it because I mean well. Weet jy hoe baie keer het ek dit gedoen in my beginfase van my geestelike loop saam met Vader? Maar hy sal verstaan, so ek doen nou so, ek gooi nou so 'n bietjie gifie in, of ek bring so 'n bietjie donkerte in, dan sal God nou verstaan. Tot die dag wat ek verstaan is, ek is confused, God is nie confused. Hy lig en duisternis is daar. There's no gray between when it comes to God. He's true, he's faithful. Hoor hierdie ene, serving with pride and with flesh and with self-glory. Jy sien 'n geesvervulde kerk is 'n woordgevulde kerk. Dit moet 'n woordgevulde kerk wees, die woord van God. Nie mense se woorde nie, of hulle eie opinies nie, maar God se opinie. Die disippels het gehonger na waarheid, na leer, na openbaring. Hulle het nie net emosies gesoek nie. Hulle het transformasie gesoek. En ek weet nie van jou wat hier so sit nie, maar as ek die woord transformasie noem, dink ek altyd aan Romeine 12 vers 2. Wat sê ons moet, wat moet met jou gebeur as 'n kind van God, soos jy pad stap soms aan 'n Vader? Jy moet getransformeer word. Deur die herlewing van jou gemoed, jou denke. Dis nou waar. Ekskuus. So, jy sien kind van God, Pinkster dryf ons nie weg van die woord af nie. Ons word nie dieper in dit gewortel. Nommer 2, hulle het gemeenskap gehad en gemeenskap het hulle volhard. Now all the believers were together and had all things in common. Heilige Gees bring nie verdeeldheid en isolasie nie, hy bring familie. Dis mense wat hier sit, dat jy kan sê, ek kan hulle vorentoe roep wat jy getuienis kan gee, wat isolasie doen. Isolasie is nie 'n goeie plek om te wees nie. The only time I truly believe that a believer of God can isolate themselves is when they isolate themselves with Him. En dis nie isolasie vir my, dis intimiteit. Maar as jy kom op 'n plek van, hulle het my nie gegroet by die kerk nie, my familie sien my nie raak nie, my kinders dit, en my oupa dit, en my ouma dit, en almal, my werkgewer is so hard op my,
Dat het my sommer so aan Vrydagoggend, ek voorheen gehad om by 'n prokureursfirma te bedien. Ja, maar daai mense sit hier so voor my, die volgende kom ek by my mond uit. En daai groot koppe van die instansie sit daar so, hulle sit almal daar so, die directors daar, sit daar so. My point is sommer, ek sê die probleem is hierso, julle sit hierso, né? Van ons sit hierso, ons dink daai ouens betaal jou salaris. Maar kom dit uit, ek dink nie daaraan, kom dit uit. Ek sê die manne betaal jou salaris nie, God betaal jou salaris. He's enabled them to create wealth, to pay your salaries. Maar julle fokus moes nie op hulle wees nie, maar weet jy wat, in plaas dat julle vir hulle werk, begin vir God werk, en kyk hoe verander alles. Jesus, dan voel ek breek iets in my plek, Raai wat kom na die tyd. Daai twee direkteure kom en sê, Morney, weet jy wat, dankie vir daai boodskap, het was so spot on, en ons het ook vandag iets gekry. Nie Morney, the word of God. Die disciples het gehonger na waarheid, hulle het gehonger na lering en openbaring. So ons as kinders van God het hier so sit met volhard. Die Heilige Gees bring nie verdeeldheid in isolasie nie, hy bring familie. En dis eintlik wat Christendom gaan, is being a big and a massive and a great spiritual family. Dis hoekom as ek hoor, byvoorbeeld, Byskerk, Kali, Adel, by Prisma, whoever het mag wees, ek weet nie wie dit is nie, as ek hoor hulle iets gaan goed daar so, dan sê ek, halleluja, ek is bly vir hulle, daar by die selfde prokureursfirma, kom jy in my toe, hoorie, dit en ken jy daai persoon, ek sê, yes, ek ken hom goed, so half soos, hoe ken so goed, ek sê, ek ken hom, en ons het in die 90, in die laat 90's dit, en vroeg 2000's en alles, en dit is so lekker om te praat, en weet jy wat, ons geen afgunst en vermydel in die gemeente nie. Ons is die liggaam van Jesus. We're the body of Christ. Ons moet in eenheid probeer lewe. Jy sien, Pinkster het mense van verskillende nasies, tale en agtergronde saamgebring as een liggaam. En die vyand wil hê, ons as kinders van God het gelys, wat die Heilige Gees in ons het, moet alleen wees. Ons moet aanstoot neem en ons moet afgesonder lewe. Nee. Revival flourishes when unity dwells. Revival flourishes where unity dwells. As daar eenheid is, man, skies, ek jy nou weer boor met 'n ou rugby storie. Weet jy wat keer was ek in die moeilikheid, selfs by die ouens in die skool. Die hoofafrigter of iets, maar hoe kan jy die ou kies? Dan sê ek, maar ek kan jou sê hoekom. Want hy is elke oefening by die oefening, hy kom nooit klaar nie, en hy is baie goed vir die span. Ja, maar jy moet verstaan, hierdie ou het kry in die gespin in die laerskool en dit, en hy sê, ek hoor wat jy sê. Maar dan moet jy, my nie die hoofcoach maak van 'n span nie, dan kry jy iemand anders moet doen, want ek gaan op ou se loyalty. Hoe kan jy 'n laaitjie wat 2 keer 'n week kom oefen, indruk om Saterdag te speel in 'n groot kyk? Hy is nie goed vir my span nie. Ek vat liewerste daai ouetjie met minder talent, maar weet jy wat? Hy's gefokus en hy's goed vir die span. En dis presies hoe dit werk in die koninkryk van God. I will rather surround myself with people wat wat vloek. Dit klink goed. Ouens wat vloek en wat reël is. As met 'n klomp hipokrit sit, wat dink hulle is holy poly, maar op die draai loop, jy kom oor van Ami en Franswa. Dit en dit van haar en dit van hom. Daai ouens wat vloek miskien, dis die enigste ding wat hy miskien mee sukkel, hy vloek miskien, maar weet jy wat, hy is reël, hy sê vir môre as ek voel vandag so. En hy sê daai woord, en hy sê sorry. Hy sê, moet jy nie vir my sorry sê nie. Hy sê, weet jy, ek wil nie so voel nie. Maar die journey sommer na ou die raai wat gebeur, hy verander, want hy besef, ek moet nie so lelik praat nie. Maar dan kom ons soos 'n klomp, nie julle nie, baie kinders vir Here, wit gepleisterde grafstene. Die Here is goed en alles, maar ek is besig met 'n dubbele lewe. Dit mag nie so wees in die koninkryk van God nie. That's why there were so many signs, wonders and miracles that accompanied the apostles and the people that were filled with the Holy Spirit, because they were genuine. Dink gou net vandag vir jouself, hoeveel vriende het jy gehad, hoeveel vriendinne het jy gehad, voordat jy Jesus gehad het. Maar was dit ware vriende? Ek kan vandag hier staan, en ek het baie vriende en baie kenisse, maar daar is my hand, en weet jy wat, ek moet jou eerlik as jy my alleenste vir jou wys, dit eindig op die einde van die dag net 'n paar vingertjies, van wie ek regtig toelaat, baie naby my. Hier sit nommer 1 in my lewe, naas God is dit my nommer 1.
my beste vriendin, nie net my lover nie. Ek kan my altyd dankie sê, Jan. Manne, jy moet leer. Maar verstaan jy wat ek sê? Ja, kom die mannekamp af. Kobus, kom let's be honest. Kobus, ek nou, die manne wat mannekamp gedoen het al. Johan, toe ons nou nog op die mannekamp ook was, ek kon nie ons weet nie. Ons sit, ons praat die mooiste goed om my vuur. Ek is daar vir jou, broer. Druk op my knoppie, ek is daar vir jou, broer. 2-3 weke down the line, kom van my en af, Jessie. 350-400.000 man, soos, hulle vat foto's, man, die plek hardloop en die salwing is daar in die oog en huis toe. My vrou, ek het Jesus ontmoet, asseblief vergewe my, die vrou is omgedop, die hele huis dien die Here. 3 maande down the line is hy erger af as wat hy voorheen was. Hoekom? Wat ons sê ons doen en ons doen dit, is 2 verskillende goeders. Dis kom ek geleer, simplicity of the gospel. Simplicity of the gospel. En weet jy wat ek ook geleer? Ek dink iemand moet dit hoor vandag. Dit klink baie arrogant. Ek het in die begin as iemand my bel, los ek alles hardloop. Ek het alles gelos op dat, ek vra vir jou nie. 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur in die oggend. Ons het 'n krisis of wat dit is, en jaag ek deur, ek los alles, want dis nou ministry. Jy weet, ek moet nog gaan help. Nou, I'm led by die Spirit. Kan ek vir julle vertel, dis die 3de Sondag of 4de Sondag in 'n ry, wat ek 'n afspraak het met iemand na die diens, wat die mense nie is nie. So wat wys dit vir my? Wys die commitment. Die commitment teenoor my nie. Commitment, wys die commitment. So ek sê vir die mense, gelyk na die Gees. Baie keer hy sê, yes, doen dit, maak 'n afspraak nou. Sien die persoon môre of oormôre, wat dit mag wees. Maar nou wat ek doen is, ek wag op die Heilige Gees en sê wat persoon, kom nou terug in jou toe, gee my so 10 minute, 20 minute, 1 uur, môre voor môre dit weet ek jou. En as ek stil raak, sê dit my, nooi daai mense na die huis van die Here toe. Dat jy Sondag met hulle kan praat nou die tyd. 4de Sondag in 'n ry met daai mense nie is nie. Why? Hoekom? Nee, want die mense is nie committed nie. As jy siek is, as jy baie siek is, jy kort antibiotika, gaan jy by die huis bly. Jy gaan ons dokter toe, jy gaan ons net iemand toe wat jou kan help. Nou ek is nie die dokter nie, maar ek wil graag voorstaan aan die dokter. Ek is nie rep as ek dit so kan sê. Verstaan jy? Ek sê, ek is 'n verteenwoordiger vir die koninkryk van God, om sê, my broeder, kom sit nog goeie, so kom ons chat nog na die tyd, dat ons kan saam bid oor die goed. Die vyand wil nie hê gelowiges moet in unity beweeg nie. Revival flourishes where unity dwells. Ware gemeenskap, listen to this this morning, as jy net hierdie kan vat, gaan jy goed doen. Ware gemeenskap beteken, ons dra mekaar. Wat as hy die swaar dra, aan die een kant, swaar dra, aan die een kant. Wat jy goed in trek. Ek dink aan hy, swaar dra aan die een kant, maar ons mekaar dra. Weet jy, brothers, Ras, he's no word as Russia no good is hello, very good. He was in Dubai. He's practicing at the top of English now. He's roaring. Okay. Maar wat so? Jom, jy was hoeveel dae? 40 dae, 40 nagte weg. Of 10 dae weg. My brother was 10 dae in Abu Saudi. Dubai gewees. Nie Dubai. Wat Bert was 10 dae in Dubai gewees. Brother, ek het jou gemis. Weet jy hoe, ek kan nie vir jou sê nie. As ek op 'n Sondag nie, maar dan is dit op 'n Sondag nie sien nie. Of ek glo julle, as ek hier kom en ek kyk op, ek sien Amien, hulle is nie hier nie, of Koen is nie, ek kom nie nou om jou emosioneel te bind hier so om jou dat skuldig voel nie. Dit voel nie reg nie, dan is dit jou seats empty, it doesn't feel reg, man. It doesn't feel reg. Want ons is familie. Ons is geestelike familie. Om mekaar se las te dra. Ons moet vir mekaar bid. Glo my, ek en Janie, glo my. Vertrou God vir iets massives. Ek beloof jou, hier waar ek staan. Ek glo daar waar jy sit, you also trust in God for something. Maybe miraculous or something, just a breakthrough, whatever it might be. Maar ek glo almal hierso het iets wat hulle vir Abba Vader vertrou. En ek en Janie vertrou die Here net vir een. We have one thing that we trust God for.
En as iemand na my toe kan kom vandag en sê, Morney, wat is dit wat ek vir jou kan doen? Weet ek dat as my vlees praat, of my emosies praat, gaan ek iets anders te sê, as wat ek regtig moet sê. Want my gees sê hierdie volgende, en ek klink verskriklik super christelik wat ek nou sê, maar dis die waarheid. Bid vir my en vir Janie. Maar nee, hoekom bid? Dat ons kan staande bly. Dat ek kan staande bly, dat ons kan staande bly vir wat hy in en deur ons lewens wil doen. Dis al. So ek wil vandag kom te sê, daar gaan nie 'n oggend verby as ek my oogies oopmaak, dat ek nie bid vir die fellowship. Ons bid vir die fellowship, ons maak die plek toe, jou ingang en jou uitgang. Elke besigheidsman, elke huwelik, elke kind wat ek saamskryf, elke area, elke sfeer as ek dit so kan noem van Christendom, as die liggaam, we pray for the body of Christ, we even pray for other churches. Ek bid vir die katholieke kerk, ek bid vir die Jehovah's Witnesses, ek bid vir die gevalle kerk, ek bid vir almal. Want ons kan nie net kom en sê, ja, maar weet jy, die Here het my die kudde gegee, en Ignite is nou my kudde, so ek sal net oor hulle oversee nie. Ja, dis spiritual oversight of this, maar our hearts is fellowship. Ons bid vir die liggaam van Jesus. Hoor hoe mooi is hierdie, om saam te eet. Ek dink ons moet 'n celebration hierdie jaar, 'n groot ete. Hulle het saam aanbid. Different, they worship and they pray together. Hoor hoe mooi is hierdie. They did life together. Hulle lewe saam gedoen. 'n Christelike lewe was nooit bedoel om alleen gelewe te word, 'n kind van God. Jy sien, Pinkster was uit 'n gebedsbyeenkoms gebore. Dink bietjie daaraan. Die dag van Pinkster. En die kerk het daarna aangehou om te bid. Gebed was nie net 'n gebeurtenis nie. Hoor hoe mooi sê, it became their culture. Dis 'n kultuur van gebed. En wat 'n kultuur is ek en jy op hierdie stadium in ons verhouding met Abba Vader. A worldly culture that says, live for yourself, follow your own feelings, protect above everything your image, and chase success. Of is dit 'n true spirit-ful believers culture wat sê, I died to self, I follow Jesus, I'm prepared to walk always in love, in holiness, in humility, as Tannie Jean, in obedience, and let the Holy Spirit always lead me. Jy sien, wanneer mense afhanklik bly van die Heilige Gees, is wanneer die koninkryk van God beweeg. Gebed hou die vuur aan die brand. Ek sê vir iemand in die week ook, ek het met iemand van fellowship, ek kan nie onthou, ek dink dit is Woensdag se kant gewees of daarom. Ek sê vir mense, ek dink ek vir jou ook gesê, ek het begin hierdie week om die woord van God te lees. Maar ek het gesien soos wat ek die woord van God fisies lees vroeg in die oggend. Hoe transformeer daai woord my? Hy verander my omstandighede, hy verander my ingang en my uitgang. The word of God, I'm just reading the word of God aloud and it changed things. As ons verder gaan lees, die teenwoordigheid van God het wonders voortgebring. The signs followed the believers who was fully surrendered to God. Wanneer die kerk in heiligheid, eenheid en liefde en gebed wandel, word die krag van God sigbaar. Hulle het met vrywilligheid gelewe. Heilige Gees het nie net hulle aanbidding aangeraak nie, maar hy het hulle harte aangeraak. Selfsug het plek gemaak vir sy liefde. Liefde het prakties geword. Want jy sien, herlewing verander hoe ons mense behandel. 'n Vroeë kerk het nooit gesien en met deernis, hoor die Afrikaanse woord, ek nie eens gedeel ons mooi woord nie. Deernis, die woordjie deernis in Engels is die woordjie compassion, het hulle gereageer. Jy sien, hulle vreugde het mense aangetrek. Daar was vreugde, maar saam met die vreugde was daar ook eenvoud gewees, simplicity. Simplicity means plainness. It means humility. Daar was opregtheid
En mense het iets anders in hulle gesien. En die gevolg was, dat die Here daagliks by die gemeente gevoeg het, die wat gered is. Die kerk het gegroei omdat die teenwoordigheid van God werklik by hulle was. So kind van God, hier waar ons sit vanoggend, it's time to spend more time in His Word. It's time to spend more time in His presence. Ek wil vandag so ver vir jou te sê, dis seker die belangrikste ding om te doen is om af te sonder maar alleen saam met tyd God te spandeer. Maar sit jou 94.7 of jou 94.2 af. Sit jou self jou worship. Beloof jy, sit jou worship af. Want ek moes dit hierdie week doen. Ek daai amplifier en subwoofers van my in my Isuzu pomp so hard. En ek besig om te worship en te prys. Ek voel emosioneel voel ek so lekker gecharge. En terwyl ek so ry, shit, die Heilige Gees het vir my, dis wat ek nou soek van jou, my kind. Ek wil jy moet stilte wees. Ek sit daai ding af en ek hoor my ore maak so zing. En ek besef, hey, I haven't done this in a while. En hier ry ek, driving Miss Daisy, lekker Pretoria toe en terug. Toe is 'n stilte. Weet jy hoe amazing was dit gewees? En hier gaan my gedagtes en God begin my te werk. Because in the stillness of who He is, we find peace. Die stilte wees is dit. Heilige Gees het hier gekom om vir ons missionêre ervarings te gee Sondag na Sondag in byeenkomste. Hy het gekom om sy volk, om sy kinders te vorm. Om toegewy te wees aan die woord. Om verbind te wees in gemeenskap. Om getrou te wees in gebed. Om in vol liefde te opreit in sy liefde en in sy krag. En heel belangrikste, vol van Koning Jesus. Mag ons nie net Pinkster beleef nie, maar mag ons ook in Pinkster, en dit wat nou gebeur het, keep on, om te volhard. Volhard, kind van God. Hierdie is nie maklik, but it's worth it, Belinda. Het is die moeite werd. Het is die moeite werd. Kom ons sluit ons nou met ons saam. Abba Vader, vanoggend, die woord is geplant, ons het die woord gehoor, en ek wil bid dat dit wat ons gehoor het, ons eie sal maak, ons gaan dit nou begin toepas in ons lewe. Vader, ek wil dit in die middel van die jaar, volgende maand, nou vanmorgen is die 1 Junie, die middel van hierdie jaar, ons kan nie glo waar die afgelope 5 maanden toe gegaan het, maar wat amazing is, you still carry us, you never left us. Vergeef ons vir die tyd wat ons so ver agter is, vergeef vir die tyd wat ons hier vooruit hardloop, maar dankie dat jy altyd compassionate op ons lewens. Ek wil vanoggend bid in die naam van Jesus oor elkeen van ons, dat ons net sal dieper soek na meer van U. Meer tyd in die kosbare woord se spandeer. Here, ons erken vandag, 2 Timoteus 3:16, wat sê dat die Hele Skrif deur God geïnspireer is. Verleer, dat ons dit kan, dat ons 'n passie sal hê, 'n honger sal hê om die woord van God te lees. Ek wil bid dat ons vandag sal skuif uit plek uit van net om in die oggend net alleen tyd saam met U te spandeer en te sê, dis nou my gebedstyd. Ja, dis reg, dis nie verkeerd nie. Have that separate time. Waar se kloede tyd saam met Abba Vader, saam met Heilige Gees, saam met Koning Jesus. Maar as ek uitbeweeg, waar ek loop, waar ek beweeg, dat my lewe konstant sal wees 'n leefstyl van gebed. Nie net vir gebed van wat ek kan kry, wat ek wil hê nie, maar gebed om hom te aanhou loof en te prys vir wie hy is. U is so waardig om al die eer te ontvang vanoggend. U is so getrou op Abba Vader. En dis hoekom ek die seën wil neerbid op elke huis vandag. Elke huisgesin hierso. Elke man, elke vrou, elke seun, elke dogter. Waar die skole besig is met eksamens en toetsreekse, asseblief Vader, versterk ons kinders. Help om helder en duidelik te hoor as die Gees van God met hulle spreek. Verander asseblief die woorde, ek haat hierdie vak of ek haat hierdie, met my God is ek tot alles in staat. Ons wil vanoggend vir sê dankie dat ons die uitstap vandag met 'n ander gesindheid, 'n ander attitude. 'n Attitude of being known, knowing that we've been sent forth. Ons loof U en ons prys ons aanbid vir die goedheid en die guns op ons lewens. Mag hierdie week wat voor lê en mag hierdie dag wat voor lê, die amazingste dag en die amazingste week van ons lewe wees. To glorify You, the King of Kings and the Lord of Lords. Kind van God, die tyd loop uit. Jesus is not coming
He's on his way. Moenie dink dis net een dag, dit kan nou wees. Die tydige kan in die ewigheid nou verwissel word. Maak reg, en kom na hom toe, net soos jy is. Ek beloof jou, hy staan met oop arms en wag vir jou. Om vir jou nie net 'n lewe te gee, maar 'n lewe in oorvloed. Mag hy die Here jou seën, moeite bewaar en beskerm. Mag hy sy aangesig goed laat skyn, mag jy weet, jy lewe waarlik in die shalom vrede, wat net hy vir jou kan gee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Have a blessed week. Shalom.